Wat doen jy as jy doen wat reg is en jy beleef teenkanting en is swaar en jy weet nie wat se kant om te gaan nie? Paulus en Silas het die gewoontes wat hulle geleer het voor die tronk toegepas in die tronk. Jy sien die voetspore wat jy involg wanneer jy in moeilike oomblikke kom. Dit is in daardie oomblikke wat dit wat jy voor die moeilike oomblikke gedoen het na vore kom. Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, as jy ver vir ons, is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met hulle doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kan kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dit is vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as daar enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom, want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Ek wil volgende begin deur te erken dat Vadersdag as ook Moedersdag soos wat ons gedoen het so ruk terug in my is vir party mense daar's 'n dubbel gevoel aan 'n dag soos vandag. Aan die een kant ons celebrate die Paas en vir ons wat Paas is, kan ek net gesien as jy bly jy het sokkies gekry. Enige van die manne bly jy het sokkies gekry vanoggend. Yes, iemand die is Jacques is baie ons wou onderbroeke gee, maar ons het nie gedink is gepas vir die kerk nie. En toe grap sommer. Maar ons het die kouse, ons het gedink, jy weet dit pas so mooi in by die tema van vandag, die voetspore van 'n pa. En so daarom het ons vir jou op Moedersdag het ons lekker hot chocolate gegee, want mamas, julle maak ons warm aan die binnekant en julle voer ons vet en dis wat ons chocolate doen. Vaders, ons weet jou kouse is gaar en julle vrouens het gevra ons moet vir julle kouse gee, want gooi nou daai kouse met die gate in weg asseblief tog. Maar ons wil dankie sê vir elke pa hier. Ek gaan nou iets meer sê oor dit, maar ek besef ook dat hier is vandag mense wat hier sit. En vir 'n lang tyd was dit ek gewees wat dalk vandag is daar 'n vaderwond. 'n Pa wat nie opgedaag het nie, of dalk is daar van julle wat nie eens weet wie jou pa is nie, of 'n man wat jou teleurgestel het. Ek wil vandag vir jou sê, dat ons dien 'n God wat beter is as enige vader, is beter as ek as pappa verseker, en hy is ons hemelse Vader, en ek vir jou vra, A.W. Tozer sê, dit wat ons glo oor God, is sekerlik die belangrikste ding wat ons kan glo, en dalk is jou prentjie van 'n vader nie 'n gesonde prentjie nie, en jy konneteer dit, die konneksie wat jy maak is, dis 'n slegte konneksie. Ek wil vanoggend vir jou sê, mag die Here vandag kom, soos wat hy ons leer in Matteus 6, om te sê, Here, help my om te vergewe, Here, want U is soveel beter as dit. Here, en daai pyn wat ek het, Here, help my dat dit nie my sal terughou om die man of die vrou te wees wat U wil hê ek moet wees nie. En so ek wil sommer begin volgende deur te bid vir dit. En so kan ek jou vra om jou oë te sluit. Mag die Here volgende kom en dit doen wat ek nie kan. En dit wat jy dalk nie kan doen is om te kom genees. Here Jesus, in hierdie seer oomblikke, en dit is dalk vir party mense nie 'n lekker oggend om volgende hier te wees nie. Kom bid ek, Here, dat U 'n wonderwerk sal kom doen. Om te kom vrymaak en te kan kom genees. Here, en te kan kom herstel.
En Here, as daar dalk 'n oproep is wat moet plaasvind na hierdie diens, mag U ons lei om dit te doen. Mag U ons die wysheid gee om en die krag gee. Here, die emosionele krag gee om dalk daai oproep te maak, om te sê ek is jammer. Of ek vergewe jou, kan ons weer probeer. Here, en vir hulle wie se pappas dalk nie meer is nie en daai verhouding is gebroken, Here, mag U ook asseblief naby aan hulle vandag wees en mag U vir hulle 'n woord van wysheid gee. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek het nog glad nie beplan om hierdie te sê nie. As jy my storie ken, sê jy weet ek het sonder 'n pa groot geword. Ek het hom ontmoet die eerste keer toe ek 6 jaar oud was nie 'n goeie ervaring gewees nie. En toe ek graad 11 is, toe ek 17 jaar oud is, toe ontmoet ek hom weer en dit was vir net so oor 'n jaar in my lewe en het my ongelooflik seer gemaak. En 6 maande voor ek trou, beleef ek hoe die Here vir my sê, Marius, jy het nodig om jou pa te vergewe voordat jy trou. En dan kom my pa 'n boodskap stuur en vir hom sê, hey, oom Marius, want ek kan jou nie pa noem nie, maar nou ek ken hy dieselfde naam. En vir hom gesê, ek vergewe jou vir alles en ek weet jy het foute gehad, maar ek wil net vir jou sê, ek hou dit nie teen jou nie. En julle jaar, 'n bietjie meer as 4 jaar later is hy oorlede. En ek is so dankbaar ek kon met daai gesprek met hom hê en ek kon daai oproep maak of daai boodskap stuur en vir hom gesê het ek weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie, maar ek wil net vir jou sê ek spreek jou vry en ek hou dit nie teen jou nie. En hier kan ek vandag staan en ek's 'n vry man en ek is 'n beter pa as gevolg van dit en ek is 'n beter man as gevolg van dit en ek wil jou challenge uit my storie uit en ek was soos ek sê glad nie van plan gewees, maar ek beleef net die Heilige Gees lei my volgende. Daar's krag in vergifnis. Dis laat gaan. Laat die Here jou lei volgende. En ek besef dit is nie maklik nie. Ek weet. Ek praat uit ervaring uit oor dit. Maar mag die Here jou vandag in dit lei. Met dit gesê, wil ek vanoggend sê dankie. Ons idee vir vandag is om dankie te sê vir elke pa wat opdaag. Dankie vir die man wat vanoggend hier sit week na week. Al het jy die aakligste week gehad en jy dalk gisterand sleg geslaap, dankie dat jy opgedaag het. Dankie dat jy voorsien. Dankie vir daai oomblik wat jy in jou garage sit voordat jy in jou huis instap en 'n oomblik net vir jouself vat en sê, Here, gee my die krag om op te daag vir my gesin. Al het die werk nou net alles vir my gevat, gee my die krag om nog steeds op te daag. Kan ons vir 'n oomblik net dankie sê vir die paas wat hier is en opdaag? Kom ons cheer hulle, kom ons sê vir hulle dankie. Hulle is amazing. Dankie vir elke oupa. En ek praat nie vanoggend net van die biologiese paas nie, want ek weet hier's mans wat vanoggend hier sit, dat jy het nog nie jou eie kinders nie. En daar's van julle wat nooit julle eie kinders gaan hê nie, maar jy het jou eie kinders. Jy het kinders wat in die gees wat jy groot maak en jy beïnvloed hulle en jy stap 'n pad saam met hulle. So ek wil net vir jou sê dankie. Dankie. Dankie dat jy nie wegskram van die roeping wat God op jou lewe geplaas het nie. Dankie vir elke oupa, elke oom, elke coach. Ons waardeer jou uit ons hart uit. Dankie, dankie, dankie. Maar dan wil ek ook sê dankie vir elke pa dat die siklus het by jou gestop. Nou, ek wil julle 'n video wys om te waar daar gevra word vir 'n pa en 2 kinders oor vra wat hulle in hulle lewe is en hulle al 3 speel saam. Ek wil hê jy moet hierdie video vir 'n oomblik kyk. Hoe kom ons vanoggend dankie sê? Take one step forward if your dad has ever taken you to school. Take one step forward if your dad has ever made you breakfast. Take one step forward if your dad has ever taken you to the park. Take one step forward if your dad has ever told you he loves you. Take one step forward if your dad has ever told you he's proud of you. Take one step forward if your dad has ever had a pillow fight with you. And take one step forward if your dad has ever went on a vacation with you. Now turn around. Dankie dat jy die paas wat opdaag, toe jou pa nie opgedaag het nie. En vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou, is vir my 'n voorreg om die pa te kan wees wat die siklus breek. Om te sê ek gaan daar wees, al het ek 'n pa gehad wat nie daar was nie. En so, as mans kies ons om in die voetspore van Jesus te volg. En ons jaartema vir die jaar is 1 Johannes 2 vers 4 wat sê, as iemand sê ek leef in 'n persoonlike verhouding met God, maar nie sy opdragte gehoorsaam nie, voer so 'n persoon 'n leuen lewe en die waarheid het nie plek in sy lewe nie. En so, dis wat die Nuwe Lewende Vertaling vir ons sê. Hy sê, ons het nodig om te sê, as ons sê ons leef soos Jesus, het ons nodig om in sy voetspore te loop. En so, dankie vir elke pa, al is dit moeilik, wat kies om in Jesus se voetspore vandag te loop.
is om te sê, Here, ek neem my kruis daagliks op en ek volg in u voetspore. Ek kies om te luister wat u vir my sê. Inteendeel, hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 21 en ons gaan dit nou vir ons op die skerm sit. 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê hierdie soort swaar kry maak juist deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld. Volg in sy voetspore. Kan ons vir 'n oomblik erken in 2026 is dit 'n moeilike tyd om 'n man te wees. Stem enigiemand saam? Dis veral moeilik om 'n blanke man te wees in die wêreld. Want ons word gesien as mense wat alles net maklik gekry het en ons is die vyand en jy kan daai lys aanvat soos wat jy wil en dikwels as gevolg van dit dra jy 'n las wat jy nie noodwendig verdien nie. En dan word daar gesê dat ons het in 'n verlankende chauvinistiese samelewing geleef waar mans het net gekry wat hulle wou gehad het en so nou is ons die vyand en dit is moeilik om 'n man te wees en man se identiteit word ongelooflik aangeval en het man nog 'n rol in die samelewing en as jy nou 'n man is dan word daar gesê ja ons soek nie nog soos jy in ons samelewing nie. Ek wil vandag vir jou sê as jy hierdie gedeelte lees in 1 Petrus 2 vers 21 wil ek vir jou sê dankie dat jy daai swaar kry verduur saam met klomp ander mans in die wêreld en nog steeds opdaag. Dankie dat jy in Jesus se voetspore loop. En vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor 3 karakters uit die Bybel uit wat opgedaag het en kies om in die voetspore te loop wat God vir ons los. En die eerste ene, ek wil net eers vir julle 'n studie lees wat Barna gedoen het. So Barna navorsing, ek het al hieroor gepraat, maar Barna navorsing is 'n groep mense wat vanuit 'n Bybelse perspektief navorsing oor die wêreld doen. Okay? En hulle het hierdie studie gedoen om te kyk of wat is die invloed van 'n pa? En 'n goeie boek wat veral paas van seuns kan lees is The Intentional Father, die intentionele vader. En in hierdie boek het hulle klomp navorsing gedoen oor die impak van 'n pa op 'n huisgesin. Want daar was in 1995 'n studie wat uitgekom het wat gesê het as 'n man sy hart gee vir die Here, is daar 'n 93% kans dat die hele gesin hulle harte sal gee vir die Here. As 'n vrou haar hart gee vir die Here, is daar maar slegs 'n 20% kans of 23% kans vir die gesin om hulle harte te gee vir die Here. En as een van die kinders hulle harte gee vir die Here en die gesin is nie gered nie, is daar maar 'n 16% kans dat die gesin hulle harte kan gee vir die Here. En wat Barna te doen is, hulle sê, kom ons doen 'n moderne navorsing om te kyk, okay. Is daar 'n moderne, wat sê die moderne statistieke? Is dit nog steeds so? En wat hulle gevind het is interessant. Hulle het gaan kyk na 3 groepe paas. Afwesige paas wat glad nie daar is nie en die impak wat dit het op kinders. Ek kan vir julle sê, kinders waar paas afwesig is, daar's 'n baie groter waarskynlikheid dat daai kinders tronk toe gaan, dat daai kinders aan 'n verslawing gaan betrokke raak, dat hulle gaan verslaaf word aan iets en dat hulle aan depressie gaan ly. Net dis wat hulle gevind het. Mense wat sonder paas groot word, dit is die kans wat gaan gebeur. So as jy 'n man in jou lewe het wat daar is vir jou kinders, wil ek vir jou sê jy moet dankie sê vir daardie man. Want net die feit dat daai man daar is, het 'n invloed op dit. Maar dan het hulle gekyk, okay, maar wat as daar 'n man is wat daar is maar hy's nie betrokke nie? So met ander woorde, jy kom by die huis maar jy ly nie geestelik nie. Jy daag nie op nie. En wat is die verskil tussen daardie man en die man wat opdaag en nog steeds ly en die man wat 'n voorbeeld is en die man wat Bybel lees vir sy gesin? En ek sal nou so 'n bietjie iets meer oor dit sê, maar daar is 'n baie groot verskil tussen hierdie 2 mans. Inteendeel, die grootste verskil wat later gekom het tussen hierdie 2 mans is wanneer hierdie kinders groot word. Met ander woorde, is 'n pa wat in die huis is, maar hy's nie betrokke nie. Geen nie liefde nie, hy's net daar, gee geld. Okay? Wat is die impak van daardie man op die gesin? En wat hulle agtergekom het, is dat hierdie het nie invloed net soseer op die kinderlewe nie, maar wanneer hierdie mense groot word. En waar hulle die verskil gesien het, is dat wanneer hierdie man werklik ly en dien, die Here dien en is 'n voorbeeld vir sy kinders, daag op vir sy kinders, is lief vir sy kinders, lees vir sy kinders Bybel. Wat hulle agtergekom het is dat wanneer daardie kinders groot word, dan het hulle agtergekom dat daai mense se huwelike is 73%, hulle het gesê, hoe gelukkig is jy in jou huwelik? Mense wat met 'n gesonde pa groot geword het, wat opdaag en vir hulle goeie voorbeeld was. Daai mense is 73% gelukkiger in hulle huwelik as die wat 'n pa gehad het wat daar was, maar wat nie 'n goeie voorbeeld was nie. Hulle het agtergekom dat hulle is 68% meer tevrede in hulle loopbane as die pa teenwoordig was as teenoor wanneer die pa nie teenwoordig was emosioneel nie. En hulle het gesê dat hulle algemene geestelike welstand
Met ander woorde, hoe hulle oor die lewe voel, hulle uitkyk oor die lewe, of hulle depressie het of nie depressie het nie, was beïnvloed deur 'n pa wat daar is, en emosioneel betrokke was, en geestelik gelei het. Nou maar hier is die belangrike ding, as man moet jy nie net daar wees nie, want ons kan partykeer in 'n vertrek wees, maar ons is nie daar nie. Ons is teenwoordig, maar ons is nie regtig daar nie. En wat hierdie navorsingsstuk ons gewys het, is dat jy as man moet kies om te sê, ek sal opdaag. En hoor gou wat sê dit hier so in Spreuke 20 vers 7, dit sê, wie in sy regskappenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Met ander woorde, en hierdie is nie net van toepassing op mans nie, hierdie is van toepassing op die hele gesin, op ma, jy moet ook luister vanoggend, maar ek wil spesifiek vanoggend fokus op paas. As 'n man voorloop, en hy doen hierdie, dit is nou hoog Afrikaans hierdie, maar regskappenheid wandel as regverdige, dit beteken eenvoudig, jy loop in die voetspore van Jesus, jy doen dit wat God jou roep om te doen, jy leef as 'n regverdige, jy sê dit nie net nie, jy daag op, en jy's daar, hy sê, gelukkig is sy kinders wat na hom kom. Hierdie navorsing wys letterlik dat Spreuke 20 vers 7 so is, jou kinders word beïnvloed deur die pa wat opdaag en sê ek is hier, en ek is teenwoordig. En so ek wil dankie sê vir elkeen van daai paas, en as jy dit nie volgens jy is nie, maak vanoggend daai keuse. En dan kom ons by die eerste Bybelkarakter wat hierdie keuse gemaak het, en ons lees dit in Josua 24 vers 15, ons het nou net hierdie laaste lied gesing, For Me and My House, en is gebore uit Josua 24, het sê, kom ek gee julle gou 'n bietjie agtergrond wat hier gebeur. Moses het die volk gelei, dis die volgende karakter waaroor ons gaan praat, iets wat hy gesê het, maar Moses het die volk gelei uit Egipte uit, en hier kom hulle in die beloofde land, en net voor hulle in die beloofde land gaan sterf Moses, en Joshua word die volgende leier van die volk. Hy is spreekwoordelik die pa van die hele nasie van Israel, maar hy het ook sy eie gesin. En as leier, sien hy, hulle is besig om te beweeg in 'n nuwe area, en in die nuwe area is daar verskillende tipe mense, groepe wat daar leef, met verskillende tipe kulture. Jy het die Amalekiete, en jy het die Filistyne, jy het daar's soveel van hulle, die Amoriete, jy het die Cellulite, en die Muskiete, en hulle is almal daar. Maar wat Joshua sien as leier, en ek wil hê as man, moet jy hierdie sien vanmôre, en challenge die man in jou lewe om hierdie te sien. Want kan ek gou sê, vrou, as jy hier sit, het jy nodig om te bid, Here, mag my man na my gesin kyk, soos wat Joshua na sy gesin kyk. Dis wat ons op Moedersdag gesê het, dis vrouens, mans, bid vir julle vrouens om hierdie perspektief oor die lewe te hê. En vanoggend wil ek vir jou sê, vrouens, bid vir julle mans. As jy 'n mamma is van 'n seun, bid dat jou man eendag hierdie tipe man sal wees. Jy sien, en so wat gebeur is, hy sien die omstandighede, hy sien alles wat om hulle aangaan, en hy sien hierdie mense is besig met goddelose praktyke. Hulle offer kinders. Hulle is besig met wille partytjies. Hy sien hoe hulle leef goddeloos, hulle aanbid afgode, aaklige goed. En hy sien dit. En hoor wat hy sê, as julle die Here nie wil aanbid nie, ek kan nie kies wat julle doen nie. Ek sien die omstandighede, ek sien die kultuur. Hy sê, as julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julle self besluit wie dan julle wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers aan die ander kant die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amoriete in wie se land julle nou woon? Met ander woorde, is dit die gode van Egipte, waar ons ouers vandaan gekom het? Of is dit waar ons nou is, hierdie tyd wat ons nou is? Hy sê, ek en my huisgesin sal die Here dien. Jy sien wat hierdie Joshua doen, is hy kom hier en hy sê, ek kan nie bepaal wat die res van die wêreld doen nie, maar ek kan 'n keuse maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. For me and my house, we will serve the Lord. Man, jy het nodig om te verstaan vandag, jy moet daai keuse maak. Jy het nodig om op te staan en te sê, ek gaan nie net daar wees nie, ek gaan opdaag. Ek gaan nie net in die vertrek wees nie, ek gaan 'n impak maak. Ek gaan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy maak 'n keuse om te sê, ek en my huisgesin gaan in die voetspore van God loop. Ek weet nie wat julle gaan kies nie, maar ek weet wat ek gaan kies. En ons leef in 'n samelewing waar dit is oukei vir mans om daar te wees solank jy net finansiëel voorsien. Kan ek vir jou sê, dis nie wat God van jou verwag nie. God verwag van jou om 'n man te wees wat ja, finansiëel voorsien, maar ook geestelik voorsien. Ek wil vanoggend vir jou hierdie vraag vra. As jou, en Vrydagoggend ek hier voorreg gehad om met ons Oase Kids pappas te praat, en ons het 'n ontbytoggend hier saam gehad waar ons paas net opgedaag het, en ek vra vir hulle die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is,
As jou seun eendag die man word wie jy is, sal jy tevrede wees. As jou seun eendag die Here dien soos wat jy die Here dien, sal jy tevrede wees. As jou dogter eendag trou met 'n man soos jy, sal jy tevrede wees. Ek vra hierdie vraag vir jou, want ek dink dit is belangrik dat ons sal besef, as ek nie kies om die Here te dien nie, dan kies ek dan kies ek dalk die gode van my voorouers. Ek kies dalk die gode van hierdie wêreld waarin ons leef. En kan ek vir jou sê, die gode van hierdie wêreld is selfplesier, geld, seks, trots, populariteit. Ek kan dit inkleer soos ek wil. Wie aanbid jy? En ek wil jou challenge as man, en daarom het ek begin hier volgende dankie te sê, want ek sien mans, week na week sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Kan ek vir julle sê, mans wat week na week kies om 5:30 op 'n donderdagoggend hier te kom te sit en te sê, ek gee nie om of dit reën of koud of wat ook al is nie, ek kom sit hier, want ek wil my gesin reg lei. En as jy nog nie bywoon nie, waar is jy, broer? Jy mis uit, jy kan die manne vra wat daar is, dis 'n ongelooflike oggend wat ons saam sit vir 45 minute, gesels ons oor die woord. Dis lekker en is eerlik en ons maak baie grappies oor iemand se skoonma. Ek sê dit vir jou. En so ek wil jou sê, dis 'n ongelooflike plek om te wees, en dis manne wat sê, ek kies om bo my slaap vroeër op te staan, om op te dag, ek kies om Here te dien. En daarom, julle sal sien as julle hier uitstap, net in die gang het ons gesê, ons wil dankie sê vir ons paas, want in die week terwyl ons besig is om oor volgende te praat, sê ek vir julle, besef julle hoe bevoorreg is ons om in 'n gemeente te wees, waar mans sê, ek kies om die Here te dien. Maar ek besef volgende is die dalk mense wat nog nie daai keuse gemaak het nie. En so as dit jy is, dankie. Maar as jy nog nie daai keuse gemaak het nie, maak soos Joshua en maak hierdie keuse en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy sien, en dan kom Moses, hier het nou gebeur voor Joshua. Joshua het hierdie voorbeeld gekry vanaf Moses, en ek wil vanoggend vir jou dit lees, Deuteronomium 6 vers 6 tot 7, hoor hierso, en hier praat hy spesifiek met vaders, praat Moses met die volk en hy sê vir hulle, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, praat oor die 10 gebooie, hy sê hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. 'n Mooi beskrywing daar is in jou hart gegraveer, soos wat dit op die klippe geskryf staan en ingegraveer is, hierdie moet in jou hart gegraveer wees. Weet jy hoe graveer jy iets? Deur dit oor en oor en oor te doen. Graveer dit in jou hart, hy sê, en jy moet dit jou kinders inskerp, met ander woorde, graveer dit in jou kinders in, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en jy gaan lê, en as jy opstaan. Met ander woorde, dit wat ons net gesien het in die Barna navorsing, is as jy 'n man is wat daar is, het jou kinders nodig om te beleef, jy kommunikeer hierdie met hulle, jy deel dit met hulle, jy sê vir hulle, jy wys dit vir hulle. Nie daai ding wat ons ouers altyd vir ons gesê het, maak soos ek sê, nie soos ek doen nie. Onthou julle dit? Mag ons mense wees, mag ons vaders wees, wat sê, maak soos ek doen, en soos ek sê. Jy sien, daar's 'n uitnodiging hier van Moses, hy sê, dit wat julle van God af hoor, dit wat julle in my woord lees, nie in die 10 gebooie nie, jy sien, ons leef van hierdie kant van ewigheid, ons weet dat ons, na Moses het God nog vir ons die hele Bybel gegee, is enig iemand dankbaar volgend vir die Bybel? God gee dit vir ons, hy sê, vat hierdie woord, en of jy sit of jy staan of jy lê, waar ook al jy is, graveer dit in jou hart in, en deel dit met jou kinders. Mag hulle dit in jou beleef, mag hulle beleef hoe jy dit in hulle in graveer. En nou hierso kom 'n volgende stukkie navorsing, want dis wel altyd belangrik, ek wil nie net opinie met jou deel nie, ek wil skrif met jou deel, dis altyd die belangrikste ding. Maar wat ek al hoe meer agterkom is dat navorsing bewys dat skrif waar is. En so een van die goed wat gebeur is toe Lifeway is 'n Christelike organisasie wat boeke skryf, en hulle gaan doen toe hierdie interessante navorsingsstudie oor wat is die soos wat bepaal dat kinders in die Here glo wanneer hulle eendag nie meer in die huis bly nie. So ek weet nie of julle hier weet nie, maar reg oor die wêreld, wanneer kinders in hulle 20's ingaan, dan verlaat kinders die geloof. Hulle sê, ons glo in Jesus, glo in Jesus, glo in Jesus, en as hulle 18, word hulle 19, gaan universiteit toe, en daar's het verskeie redes hiervoor, ons universiteite het verskriklik liberaal geword. Jy weet, daar's 'n ongelooflike groot beweging wat probeer om kinders weg te kry, en Jesus hierdie idee te maak wie hy nie is nie. En hulle vra toe die vraag, okay, wat maak dat 'n kind nog steeds in die Here sal glo, as hulle eendag uit die huis uit gaan? En hulle doen toe hierdie navorsingsstuk, en hulle kom agter, dat kinders wat nog steeds in die Here glo, al is hulle in hulle 20's, en hulle dien nog steeds die Here, soos wat Joshua gesê het, wat is die goed wat ouers gedoen het, wat gemaak het dat die kinders nog steeds in die Here glo? En nou, dit was nie 100% nie, maar 93%.
Dis baie naby. As ouers hierdie gedoen het hulle kinders nog in die Here geglo. En inteendeel nie net in die Here geglo nie, hulle het kerk toe gegaan en hulle het hulle Christendom uitgeleef. Want daar's 'n verskil soos ons nou gehoor het deur om net in die kerk te wees en dit uit te leef. Hulle het hulle Christendom uitgeleef en hulle het kerk bygewoon. En die heel eerste een en die belangrikste een wat hulle agtergekom het is dat hierdie mense het saam Bybel gelees. Pa, kan ek vir jou vra? Lees jy saam met jou gesin Bybel? Lees jy en ek self, en dan kan nou vanoggend hier sê, ek self moet hierdie meer doen. Ek self moet meer vir my gesin Bybel lees. Inteendeel, laasweek kom daar 'n nuwe studie uit wat ek met Roselle hulle vanoggend gedeel het by ons kinderkerk. Hulle het agtergekom, hulle vra, wat is die belangrikste ding wat ons vir kinders kan leer as hulle klein is? En dit is om skrif te memoriseer. Nie net Bybel te lees nie, maar skrif te memoriseer. Want weet jy wat gebeur? As ek skrif memoriseer, dan sit nie meer iets buite my nie, dis iets wat ek dra, so dit word deel van hulle. Nou dink nou net weer mooi aan wat ons nou net gelees het van wat Moses nou net gesê het. Hy het gesê, jy moet dit inskerp in jou kinders. En so wat hulle agtergekom het, as jou kind Bybel lees, as jy vir jou kinders Bybel lees en jy leer hulle, ons is nou besig om Gideon te probeer Psalm 23 leer, want dis my gunsteling Psalm. Ek probeer om leer, wat sê Psalm 23 vers 1, en as ek hom nou vanoggend hier moet oproep en ek vra vir hom, dan gaan hy vir my kan sê, wat sê Psalm 23 vers 1, want dit is vir my as pa belangrik, dat ek dit in sy hart sal ingrafeer, want dit is in my hart ingegrafeer. Wat grafeer jy in jou kind in? Wie die bokspan moet wees? Die politiek van die wêreld. Sien, ons het nodig om te sê, dit wat ek in my kind, wat hoor jou kind uit jou mond uitkom, want dit wat uit jou mond uitkom, gaan jou kind vorm. En nou moet ek bely. Ek is 'n baie, nie aggressiewe nie, maar soms aggressiewe rugbykyker. Ek hou nie van 'n ref nie. Bid vir my. Moenie lag nie, Jeannie. En ek het hard daaraan probeer werk. En nou die dag kyk ek Gideon rugby en iets gebeur en hy sê, "Kom aan ref, maak oop jou oë." En ek kyk hom. En ek besef ek moet meer Bybel lees as wat ek op die ref skree. Hy eerder sê, "Bewaar ons van die bose." maar ek so aangespreek in daai oomblik van my kind sê dit wat ek sê. Ek deel hierdie volgende vir jou tot my nadeel, maar hopelik tot jou voordeel. Wat sê jy as pa? Want jou kind gaan dit sê. En nou probeer ek om al hoe meer vir hom goeders te sê, wat ek glo uit God se woord uitkom. En dit is op 'n journey. Ek staan nie volgende hier deur vir jou te sê, ek het al hierdie goed uitgefigure nie. Ek staan nie saam met jou, ek leer saam met jou, ek groei saam met jou. Ek is net dankbaar dat die Here nooit op my opgee nie. En eintlik bo elkeen van ons se kop moet hier 'n bordjie wees wat sê work in progress. Want dis wat ek is as pa. En dis wat jy is as pa. Kom ons lees vir ons kinders woord, maar het agtergekom, 'n volgende ding is dat as ons gereeld saam bid, sê as jy jou kind leer bid, dan leer jy jou kind om met God te praat, so dit maak dat hulle, as hulle eendag ouer is en hulle kom in moeilike situasies, dan praat hulle nie met 'n vriend of 'n vriendin eers nie, hulle praat eers met God. Praat jy met God, dan het hulle agtergekom, om diens te dien in die kerk, om betrokke te wees, om te groet by die deur, om betrokke te raak by die koffiewinkel, ook al, om by die kinderkerke volunteer te wees, om te help geld opneem, om nagmaal te bedien, om by die media of klank betrokke te raak. Ja, as jy jou kinders kry om iewers te dien in die kerk, die kans dat hulle die Here gaan dien, spring tot by 93%. Dan het hulle agtergekom, en hierdie was my interessant een, om na Christelike musiek te luister. Hulle sê met musiek konnekteer jou op 'n emosionele vlak, en so as jy jou kinders kry om Christelike musiek te luister, dan konnekteer hulle met Christelike musiek. Ek weet nie of enige is van julle kyk, so my ma was een van daai mense, ons het nie wêreldse musiek in ons huis geluister nie. Ek het dit skelm geluister, maar ons het nie wêreldse musiek in ons huis te geluister nie. Maar my ma het altyd vir ons, my eerste CD was 'n Hillsong CD gewees. Okay? So rooi en silwer Hillsong CD, ongelooflik. Ek tot vandag toe love ek daai album. Dit was my eerste CD gewees. Hier's van die mense wat nie weet wat CD's is nie, shame. So ek het nie tapes gehad nie, maar ek het CD's gehad, okay? En so ek was blootgestel aan dit gewees. Dit is wat my ma my geleer het. En vandag die nommer 1 tipe musiek wat ek luister as gevolg van my ma se invloed was Christelike musiek. As jy net heeltyd Kurt Darren luister, gaan jou kind eendag as hulle oud is, shame, ook Kurt Darren luister. En dan moet hulle my kom sien vir berading. Verstaan jy wat ek sê? Jy weet so, ek grap. Maar waar stel jou kind, want dit konnekteer hulle emosioneel. En so ek vir jou challenge. En ons luister nou en dan ander liedjies ook in ons huis. Ek is nie waar my ma was nie. Maar Gideon ken Christelike musiek.
Hy luister dit saam met my. En partykeer dan sê hy vir my, daai klink soos toe Stef daai elektriek in die kerk gespeel het. Want hy luister worship musiek in die kerk ook. Ek vir jou challenge, wat se musiek luister jy? En dan die laaste ding wat hulle gesê het, en hierdie een is vir my awesome, is hulle sê, was jou kind betrokke by uitreike? As jy jou kind saamvat op 'n uitreik, of dit nou is potensie toe, wat ons nou doen die 19de tot die 14de, of dit is wanneer ons Alabama uitreik doen, dit vorm jou kind, want jou kind sien die krag om die goeie nuus in die wêreld in te vat. Vat jou kinders saam op hierdie goed. Wys vir hulle die realiteit van die wêreld. Want dit beïnvloed hulle. En dan hoor wat sê Psalm 78 vers 5 tot 7. Hy sê, hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het. Praat hier van God se woord wat hy vir ons gegee het. Hy sê hierso, hy het dit vir ons vaders beveel, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Met ander woorde, pa, volgens hierdie gedeelte, in Psalm 78 vers 5 tot 7, is dit jou verantwoordelikheid om die woord te deel. Dan wil ek het gehou vir 'n oomblik hier stil staan. As jy enkel mamma volgend is, en jou man is nie in jou lewe nie, vir wat ook al rede, wil ek vir jou sê, vat hierdie op. Ek is 'n produk van 'n ma wat gesê het, die man is nie daar nie, so ek gaan nou ongelukkig die man se rol moet inneem. En ek vra vir elke man wat vandag hier is, mag ons daai maas bystaan. Dan volgens 'n droom met julle deel, iets wat ons as bestuur oor praat, iets wat ons wil doen iewerste, is om 'n naweek te hou, waar ons gaan, waar ons 'n klomp seuns gaan vat, wat nie paas het nie. En ons gaan daai enkel maas bystaan, om vir daai seuns pa te wees, en vir hulle voorbeelde te wees, en man goeders in hulle in te lê. Ek dink ons leef in 'n samelewing, ek weet nie of julle hierdie weet nie, maar hulle noem die huidige generasie, the fatherless generations, want pa's daag nie op nie. En dis nie jy nie, want jy's vandag hier. Maar vir daai mammas wat vandag hier sit, ek wil vir jou sê, die Here is besig om in ons hart iets te laat gebeur, vir daai vaderlose pa's, dat ons as kerk het daai verantwoordelikheid om dit te doen. En ek vra jou dat jy saam met ons sal bid, en ek vra vir as daar mans is vandag hier wat hier sit, sê, hierso, ek wil daai man wees, hou dop, kom manneoggend toe, want ons gaan van ons manneoggende manne vat, om daai seuns te bedien, en vir hulle 'n vader te wees wat hulle nie het nie. Nou saam met dit hierdie gedeelte sê, dis ons verantwoordelikheid om dit te deel. Ons as mans moet voetspore, in die voetspore van Jesus loop. Jesus het vir sy disippels die woord geleer, Jesus het vir sy disippels geleer om te bid, Jesus het vir sy disippels gewys wat dit beteken om uit te reik. En man, al wat ek jou vandag vra, en dit is nie maklik nie as ek sê al, maar so die moeite werd is, loop net in God se voetspore. Loop in Jesus se voetspore. Al is dit partykeer swaar, soos ons in die begin gehoor het, maar wanneer ons in sy voetspore loop, dan beïnvloed dit nie net hierdie generasie nie, dit beïnvloed die kinders wat gebore word, en die kinders wat na hulle gebore word, en die kinders wat na hulle gebore word. Maak daar die keuse en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit bring my dan by die laaste storie wat ek volgende met jou wil deel. In Handelinge 16, vers 25 tot 34, net gou so 'n bietjie agtergrond. Handelinge 16, wat gebeur is, Paulus en Silas is besig om te loop, en hulle is besig om die goeie nuus van God te verkondig. Hulle is manne wat in die voetspore van Jesus loop. Hulle vertel mense dat God het gekom en gesterf vir hulle sonde, opgestaan uit die dood uit, heeltemal dood, die mag van dood oorwin, en dat hierdie is vrylik beskikbaar vir almal. En terwyl hulle besig is om in hierdie dorpie te loop, kom daar 'n vrou met 'n bose gees in haar, en sy loop agter hulle en sy spot hulle. En sy sê, glo wat hierdie manne sê, hulle is deel van Jesus Christus. Ha, ha, ha. En sy maak 'n bespotting van hierdie ding, wat hulle, maar hierdie vrou, wat die gees wat sy binne haar gehad het, noem hulle 'n waarsêer gees. En so wat Paulus doen is, na ruk raak hy geïrriteerd met hierdie vrou wat heeltyd agter hom staan en hierdie leuns versprei, en hy draai om en hy spreek haar aan in die naam van Jesus, en hy sê in die naam van Jesus Christus, bose gees gaan uit hierdie vrou uit. En die bose gees gaan uit hierdie vrou uit, en die vrou kom vry. Kan jy met my saamstem, dit wat Paulus gedoen het, ongelooflik. Hierdie vrou is genees, hierdie vrou is vrygemaak, maar manne, weet net gou die volgende, wanneer ek en jy doen, wat God wil hê ons moet doen, weet jy wat gebeur? Is ons raak 'n bedreiging vir die vyand. En dan begin hy aandag neem. Mag ons mans in ons gemeente hê, wat die duiwel neem kennis van jou, want jy staan op, en jy doen wat die Here jou voor geroep het om te roep, maar weet net gou, dit gaan nie altyd maklik wees wat volg nie. As jy sê, ek gaan my kinders anders groot maak as die wêreld, ek gaan 'n pa wees wat betrokke is, jy gaan teenkanting kry. En ons van julle wat dit al beleef het. En soos wat jy hierdie teenkanting kry, wat gebeur is, partykeer bevind ons onsself in nie lekker situasies, ons verloor vriende.
Ons voel soms alleen. Dit voel of ons kinders, ons is op 'n plek in ons lewe waar ons sekere goed wat ons kinders nie mag kyk op die televisie nie, en dan moet ons die onpopulêre ouers wees. Ons is daai ouers wat sê ons kinders slaap glad nie uit nie. As gevolg van stories wat ons al gehoor het, en as jy berading doen, sal jy ook nie dat jou kinders uitslaap nie. En dan is ons onpopulêr by ons kinders, en dan is ons kinders soms kwaad vir ons. En as jy as pa gaan opdag, en selfs jy as ma gaan opdag, en hierdie is die goed wat jy in plek sit, gaan jy dikwels teenkant kry. Jy doen die regte ding, maar die gevolg voel nie reg nie, die gevolg is nie lekker nie. En dis wat met Paulus en Silas gebeur, want toe hulle hierdie gees uit hierdie vrou uitdryf, wat gebeur is, sy verloor haar vermoë om die toekoms te voorspel, want dit was wat die bose gees in haar gedoen het. En die mense vir wie sy gewerk het, is so kwaad, hulle sê vir die offisiere, julle het nodig om hierdie 2 mans te arresteer, hulle maak moeilikheid in ons dorp. Paulus en Silas doen die regte ding, hulle word gearresteer en in die tronk gegooi. En hulle is daar in die tronk. Ek wil jou vra, wat doen ek en jy as ons in die tronk is? As ons dit doen wat reg is, en ons hou in die Here se hand vas, en ons loop in sy voetspore, en die slegte goed slaan ons, hou ons nog steeds aan om in sy voetspore te loop, of kies ons om te sulk? Kies ons om die slagoffermentaliteit in ons lewe toe te laat? Of sê ons, Here, al is ek tans hier, gaan ek kies om in die voetspore te loop. Ek het nou vir julle gesê, vir my gunsteling psalms is Psalm 23. Ek is mal oor daai gedeelte wat sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskadu wees, sal ek nie vrees nie, want U is by my. Ek dink een van die goed wat die vyand ons van oorkom oortuig het, is dat as ons deur moeilike goed gaan, beteken dit God het ons hand gelos. En dis nie die moeite werd nie. Ek wil vir jou sê, as jy vandag in 'n moeilike plek is, omdat jy in die Here volg, hou aan loop, want Psalm 23 sê, al gaan ek deur, daar's 'n kant aan die ander kant wat lig het, daar's 'n kant aan die ander kant wat lewe het. Hou net aan loop, moenie stop nie, moenie terugdraai nie. En dis wat Paulus en Silas doen, hulle is hier in die tronk, en hoor wat hulle doen. Dit sê omtrent middernag. Nou niks in die Bybel is per toeval nie. As Dr. Lukas hier vir ons sê, dit was middernag, probeer hy aan ons wat die gehoor is kommunikeer, dis die donkerste tyd. Hy sê teen middernag, het Paulus en Silas, hoor wat hulle doen in hulle tronk, gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Wat doen jy terwyl jy in die tronk is, pa? Wat doen jy as jy doen wat reg is en jy beleef teenkanting en is swaar en jy weet nie wat se kant om te gaan nie? Paulus en Silas het die gewoontes wat hulle geleer het voor die tronk toegepas in die tronk. Jy sien die voetspore wat jy involg, wanneer jy in moeilike oomblikke kom, dit is in daardie oomblikke, wat dit wat jy voor die moeilike oomblikke gedoen het, na vore kom. Inteendeel, dis Petrus wat sê, hy sê, julle moet bly wees wanneer julle geloof getoets word, want wanneer julle geloof getoets word, dan kom dit wat aan die binnekant is, werklikheid. Hy sê, dit is soos goud wat gelouter word. Ek wil volgende vir jou vra, wat is jy nou besig om te doen? Dalk is jy nie nou in 'n tronkseisoen nie, dalk is jy nie nou in 'n moeilike seisoen nie, maar dis dit wat jy nou doen wat gaan uitkom wanneer jy in die moeilike seisoen is. As jy nou gestres is en jy draai na die dop toe, of jy draai na jou vape toe, of jy draai na dwelms toe, of jy draai na pornografie toe, of jy draai na mense se goedkeuring toe, of jy draai na skinder toe, ons kan daai lys oneindig lank maak. Wat ook al jy nou na toe draai, wanneer die moeilike tye kom en die pressure is aan, dan gaan jy ook na dit toe draai. Maar as jy nou sê, for me and my house, we will serve the Lord. Wanneer die moeilike tye kom, dan sê jy ook sê, for me and my house, we will serve the Lord. En ek het dit op keer mense in hierdie gemeente gesien, waar hulle gesinne deur moeilike tye gaan, maar as gevolg van 'n gesin wat sê, ek hou aan die Here vas te midde van, wanneer die moeilike tye gekom het, hulle gesê, ek hou aan die Here vas te midde van. En so hierdie is nie net vir ons paas nie, ek wil hierdie is nou vir almal van ons, dis wat ons doen in die moeilike tye, in die goeie tye, wat gaan uitkom in die moeilike tye. En Paulus en Silas, hulle sing en hulle bid in die tronk. En ek weet nie wat het hulle gesing nie. Maar wanneer ek hierdie storie vertel, is dit vir my altyd, kom ons sê, hulle het gesing, Arise, Halleluja. Nee, hulle het oorwinningslied gesing. Ek is vasoortuig van die eerste keer wat oorwinningslied gesing het, hierso, in Handelinge sê, dit is nie regtig so nie hoor, dis net 'n joke, daai liedjie het toe nog nie bestaan nie. Maar imagine hulle daar gesing, en as dit nou jy was, en jy sit daar in die tronk, en jy het gedoen wat God jou voorgeroep het, en jy begin sing, ek sien in my gees die glorie, en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer.
Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Weet jy wat is interessant, hulle almal luister. En terwyl hulle luister, en dis so dit staan nie in die Bybel nie, maar dis so ek het, toe begin God saam sing, en hy begin bas sing. En weet jy wat doen bas? Bas laat die hele plek bewe. Loof hom, prys hom, halleluja. Daar gaan my stem. So kom tuis sing en nie ek nie. Maar weet jy wat gebeur? Toe God begin bas sing, toe begin daai tronk skud. En die tronkdeure van daai tronk gaan oop. Want wanneer ek en jy in ons moeilike omstandighede is en ons hou aan om die Here te loof, dan is hy met ons. Is enigiemand dankbaar dat God met ons is wanneer ons deur ons vallei van doodskade gaan? En God begin saam met hulle sing en die tronkdeure gaan oop. Kom ek lees dit vir jou. Dit sê, en die gevangenes het na hulle geluister. Manne, daar's ander mans wat vasgevang is. Hulle kyk na jou. Hulle sien jou op die foto's op Facebook wat jy in die kerk is. Hulle sien jou op die foto's op hierdie muur. Hulle sien jy woon manne by. Ander manne luister. Enkel mamas, daar's ander mamas wat na jou kyk. Elkeen van ons, die wêreld is besig om te kyk. Hulle sien die ekonomie en hulle sê, kom ons kyk wat doen die Christene. Hulle sê dit nie, maar hulle dink dit. Die ander gevangenes luister. Wat kommunikeer my en jou lewe as gelowiges? Lyk ons net soos die wêreld? Want die woord is duidelik, ons moet nie soos hierdie wêreld lyk nie. Romeine sê, word verander deur julle gedagtes te verander. Al is ek in 'n donker plek, ek kies dat God my verander. Hy gaan en hy sê, en skielik, terwyl hulle besig om te sing en te bid, kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondament van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig vra, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. Hierdie man sien wat God doen, hoor gou, in manne wat deur 'n moeilike tyd gaan. In manne wat onregverdig in 'n tronk is. En hulle optrede, hoor wat gebeur as gevolg van hulle optrede. En hulle het na buite gebring gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? As jy wil weet wat is die krag van jou moeilike tyd, is aan die ander kant van daai moeilike tyd, is daar mense wat gaan sê, ek wil dit hê wat jy het. Jy het geglimlag al het jy daai kankeruitslag gekry. Jy het gehuil en gelag op jou ma se begrafnis, hoe is dit moontlik? Dis julle, ons kry goed in ons gemeente van mense wat naby is, wat, ek dink aan Jolien, wat nou, sy gaan vir haar laaste bestraling nou, en sy word net sieker en sieker, en dan lyk dit of dit beter gaan, en dan gaan dit weer sleg. En dan hou hulle aan in die Here vas, en mense kyk na hulle. Mense kyk na mense in hierdie gemeente wat kinders aan die dood afgestaan het. Sê, hoe kan hierdie mense aan opstaan? En weet jy wat gebeur? Hulle vra die vraag, hoe kan ek kry dit wat jy het? Dis wat hierdie man vir Paulus en Silas vra is, hoe kan ek dit kry wat jy het? Nou hoor gou mooi wat gebeur. Hy sê so, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Man, hier is 'n woord vir jou vanmôre. As jy vanoggend hier sal sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, ek glo in die Here Jesus Christus, dan sal nie net ek gered word nie. Die woord maak jy 'n belofte, jy en jou huisgesin sal gered word. En hoor wat gebeur. Hulle sê so, en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en almal wat in sy huis was. Weet jy wat moes gebeur het? Hierdie man moes gesê het, ek hoor wat julle sê, laat my toe my gesin te gaan haal. En hy het sy gesin gebring. Man, ek weet jy sondagoggende partykeer moeg, en jy sê lus om kerk toe te kom nie. Maar hoor wat gebeur wanneer jy jou gesin bring. Dit sê so, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. En toe bring hy hulle in sy huis en sit vir hulle maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. In hierdie storie is jy een van 3 mense vanmôre. Jy is dalk die Paulus en Silas, wat tans in 'n tronk is. En jy hou aan die Here vas. Kan ek jou vra, moenie ophou bid nie, moenie om die Here te loof in dit nie, want die effek daarvan is lewe verander. Maar ons van julle wat vanoggend hier sit, dat jy is een van die ander gevangenisse.
Jy's in die tronk want jy droog gemaak. En jy sit volgende want iemand het jou saamgebring hiernatoe. En jy's moedeloos en jy weet nie wat se kant toe nie. Ek wil jou vra, kyk na die manne om jou en sien hulle wat werklik die Here dien, sien die vreugde in hulle raak, soos wat hierdie ouens wat in die tronk was, hierdie gevangenes, hulle het in Paulus en Silas se lewe gesien het. Maar dalk is daar van julle wat vandag hier sit, wat as man, is jy besig om in die wêreld te leef, en jy het nie eintlik 'n saak met hierdie hele Here ding nie, en vanoggend is hierdie boodskap wat ek bring vir jou, soos jy sien hoe tronkdeure oopgaan, en jy hoor getuienisse, en jy sit vanoggend hier en sê, ek wil die Here begin dien, ek het hom nog nooit gedien nie, ek wil die Here begin dien. En as dit jy is vanoggend, wil ek vir jou bid. Ek gaan jou nie vra om op te steek nie, ek wil niemand expose vanmôre nie. Hierdie is tussen jou en die Here, maar ek wil vanoggend vir jou bid. So al wat ek jou wil vra om te doen is, en ek wil ons hele gemeente vra om nou hulle oë te sluit. As dit vanoggend jy is, en jy sê, Here, ek is soos hierdie tronkbewaarder, Here, ek doen slegte goed. Ek leef ver van U af, ek het U nog nooit aangeneem as my verlosser en saligmaker nie, maar vanoggend wil ek soos Joshua sê, soos Moses sê, en soos wat ons sien in die voorbeeld van hierdie tronkbewaarder, ek en my huis, ons sal die Here dien. Al wat ek jou vra vanoggend is net om vir die Here te sê, jy hoef dit nie hardop te sê nie, jy kan dit net in jou hart sit, jy kan dit net dink, God ken jou gedagtes, sê die woord. Al wat jy vanoggend hoef te doen is om te sê, Here, ek wil U dien. Ek sal die eerste tree vat, Here, ek weet my gesin is dalk nog nie daar nie, of dalk is my gesin daar, en ek is die laaste een wat met volg, maar Here, ek kies vandag om te sê, in die woorde van Josua 1 vers 9, ek en my huis, ons sal die Here dien. En Here, ek besef, dit gaan nie altyd maklik wees nie, en dit gaan my partykeer in moeilike situasies laat beland, maar ek kies om in U voetspore te loop. Dankie vir elke man wat hierdie keuse nou maak, Here. Ek kom bid dat hulle nie net in hierdie oomblik hierdie keuse sal maak en die uit sal stap en dat die vyand dit by hulle sal steel soos ons nou gebid het nie, maar Here, dat hulle sal kies om te loop, gesprekke sal hê, sal reik na mense toe wat hulle kan help op dit, Here, en saam met hulle hierdie pad sal kan stap om te sê, hier is hoe jy die Here begin dien. Dankie, Here, dat U dit doen. Dankie dat U saam met ons stap. Here, ek kom bid vir elke man wat vandag hier is, wat soos Paulus en Silas is, hulle kies om U te dien, hulle loop saam met U, maar dit voel of hulle dalk in 'n tronkseisoen is, Here, dit voel of hulle vasgevang is, dit voel of hulle, maar Here, mag hulle in daai seisoen net aanhou om te bid en U te loof, Here, en wag tot die oomblik dat U die tronkdeure oopmaak, Here, dat U die boeye laat afval, want as dit deur ons werk in die Here, en ons verstaan nie altyd hoekom ons in die situasies is nie, maar Here, gee hulle die geloof om deur te druk, gee hulle die krag om aan U vas te hou, mag U met hulle wees. Dankie vir elke pa wat kies om op te daag. Here, ons seën elke man hier. Ons kom bid vir hulle, Here, dat hulle die roeping sal opneem wat U vir hulle gegee het. Mag U met hulle wees, mag U hulle lei. Mag hulle beleef U is 'n goeie Vader wat hulle wil help om self goeie paas te wees. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en die gemeente sê, Amen.